Dinsdag 25 Adar, die jaar 5785 op die Hebreëse kalender, 25 Maart 2025. Dit is Bybelstudietyd saam met François. Kom ons luister eers na Mercy Me. The last thing I need is to be heard, but to hear what you would say. Word of God speak, would you pour down like rain, washing my eyes to see your majesty, to be still and know you're in this place. Please let me stay and rest in your holiness. Word of God speak. I'm finding myself in the midst of you, beyond the music, beyond the noise. All that I need is to be with you, and in the quiet, hear your voice. Word of God speak, would you pour down like rain, washing my eyes to see your majesty, to be still and know that you're in this place. Please let me stay and rest in your holiness. Word of God speak, would you pour down like rain, washing my eyes to see your majesty, to be still and know that you're in this place. Please let me stay and rest in your holiness. I'm finding myself at a loss for words, and the funny thing is, it's okay. Het jy al God se stem gehoor? Het jy al ervaar dat God met jou praat, om vir jou spesifieke woord of opdrag of 'n woord van bemoediging te gee? Ek is seker dat ons almal sekerlik op een of ander manier God se stem gehoor het. En ek is seker ons almal smag daarna dat die Here spesifiek met ons praat. Wel, dit gebeur. En dis reg so. God praat met sy kinders op verskillende maniere. Baie mense smag daarna om God se stem te hoor. Daarom lees hulle geestelike boeke, luister na geestelike programme en dies meer. Ek het bietjie op die internet gesoek na artikels oor hoe om God se stem te hoor. Daar is baie mense wat probeer voorskryf hoe. Ek het selfs een gevind wat sê, 3 steps to hear God's voice guaranteed. En dan moet jy betaal om die 3 stappe uit te vind. Kom ons vra 'n paar vrae. Hoekom wil jy God se stem hoor? Wat wil jy hoor? Wat moet hy vir jou sê? Waaroor moet hy met jou praat? Wat is ek en jy bereid om te doen met dit wat hy vir ons wil sê? Ongelukkig is dit so dat ons soms net wil hoor wat ons pas en nog meer, soms soek ons so 'n bietjie toekomsvoorspelling sodat die Here vir ons kan vertel dat daar lekker voorspoed wag en dalk op die koop toe so 'n bietjie finansiële gewin. Dan gaan klop mense sommer maklik by sogenaamde profete aan as die Here nie gou genoeg met hulle persoonlik praat nie. Daar staan geskrywe, Jeremia 23 vers 16 tot 17. So sê die Here die Almagtige,
Julle moenie luister na wat die profete sê nie. Die profete wat vir julle as profete optree. Hulle wek vals verwagtings by julle. Hulle praat oor visioene wat hulle self uitdink, nie oor wat die Here sê nie. Vers 17. Hulle hou aan om vir die wat my minag te sê. Die Here sê daar sal vrede vir julle wees. Vir die wat hardkoppig sê hulle, daar sal nie 'n ramp oor julle kom nie. Moeilike een die. Oppas. Baie mense vertel maklik stories wat hulle self opdis. Alles wat mense sê, kom nie noodwendig van die Here af nie. As iemand iets in die naam van die Here sê, vra eers, sê wie? Hoe kan ons die stem van die Here hoor? Kom ons kyk so 'n bietjie terug in die geskiedenis hoe God met Moses gepraat het. Eksodus 3 vers 1 tot 6. Moses het die kleinvee van sy skoonpa Jethro, 'n priester van Midian, opgepas. Hy het die kleinvee diep in die woestyn ingejaag totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom het. Toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam binne in 'n doringbos. Terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. En Moses sê vir homself, ek wil tog 'n bietjie nader gaan om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom uit die doringbos, Moses, Moses. En hy antwoord, hier is ek. Die Here sê toe vir hom, moenie nog nader kom nie, trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan is gewyde grond. Verder sê hy, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. 'n baie spesiale en gewyde oomblik toe God met Moses praat. Stem jy saam dat dit 'n baie besondere en heilige oomblik was? Maar hier is die waarheid. As ons die Here se stem wil hoor, kan ons verwag dat God met ons moet praat soos met Moses. Maar kom, ons ontleed dit so 'n bietjie. God praat op sy tyd, sy metode en sy terme met Moses. Hy het besluit wanneer hy met Moses gaan praat. Dit is God se inisiatief en sy besluit. Tweedens, hy verskyn op 'n bonatuurlike manier aan Moses in 'n bos wat nie uitbrand nie. Derdens, hy sê vir Moses, trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan is gewyde grond. Sien jy dat dit 'n absolute heilige oomblik is, nie sommer so skreeu oor die draad gesprek nie. Vierdens, hy openbaar homself baie duidelik aan Moses. Ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob, die God van Israel. Daar is nie twyfel oor wie dit is wat praat nie. En laastens nommer 5, Moses beleef die oomblik so intens dat hy sy gesig moet toemaak. Inderdaad, dit lyk of 'n ontmoeting met die oppermagtige God 'n baie spesiale oomblik is. En toe gee God vir Moses boonop 'n opdrag waarvoor hy nie baie lus was nie. Hy het God se stem gehoor, maar wou nie doen wat God sê nie. Toe Jesus sterf, het die voorhangsel geskeur en het ons deur hom vrye toegang na die allerheiligste toe. Daar is nou 'n reguit oop kommunikasielyn na God toe. Dit is nie meer nodig om deur die profeet te gaan nie. Kan ons vandag God se stem hoor? Ja, verseker. Ek vra net, is jy bereid om God se opdragte uit te voer wat hy aan jou openbaar? Het die woorde, en toe sê die Here vir my, nie dalk so 'n bietjie goedkoop geword nie? Ons hoor dit deesdae nogal baie, klink nogal goed en spesiaal, maar kom dit regtig van die Here af? My vriende, moet nooit die Here aanhaal vir iets wat hy nie gesê het nie. Nou kom die vraag dan op, hoe hoor ons sy stem? Soms in 'n gedagte wat by jou opkom,
wat maar net nie wil weggaan nie. En soms word dit op verskeie maniere bevestig. Soms onder gebed, wanneer jy 'n gewaarwording kry wat net bonatuurlik sin maak. Soms deur eksterne situasies, iets wat iemand sê of 'n insident wat sterk aanhaak by dinge waaroor jy in elk geval wonder of top. Soms deur iets wat iemand sê, partykeer praat die Here met jou deur die oop en toemaak van deure. Verseker deur gesigte of drome en visioene. Baie keer deur 'n preek of iets wat jy lees of deur iemand anders se gebed. En dan natuurlik deur sy betroubare woord. Titus 3 vers 8. Ons lees dit saam. Dit is 'n betroubare woord. Daarom wil ek hê dat jy van hierdie dinge met groot nadruk moet getuig, sodat die wat tot geloof in God gekom het, hulle op goeie werk kan toelê, werk wat goed en nuttig is vir die mense. 1 Timoteus 1 vers 15, daar staan geskrywe, dit is 'n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. Van hulle is ek die grootste. Die Here praat absoluut deur sy woord met elkeen van ons. En dit is betroubaar, want die Here sê so. Praat
praat God deur sy woord? Wel, baie eenvoudig. Jy moet dit lees. Die grootste geheim. Iemand sê eendag vir 'n dominee, ek staan op die woord, toe sê die dominee, klim af en lees dit. Probeer bietjie hierdie. Neem in jou stilte tyd 'n gedeelte in die Bybel, nie 'n lang stuk soos 'n hoofstuk nie, net 'n paar verse. Lees die stuk so 3 keer stadig deur, sonder om dit te probeer verklaar, of selfs om die presiese konteks te verstaan. Neem dan 'n pen en 'n notaboek en vra jouself die vraag, wat wil die Here vandag vir my deur hierdie gedeelte sê? Begin om die gedagtes wat in jou kop opkom neer te skryf. Lees die stuk weer, bid dat die Here vir jou dit sal oopbreek en wees bereid om alles te doen wat God dalk vir jou mag sê. Skryf in ek-taal byvoorbeeld, die Here vra vandag vir my of ek hom waarlik liefhet. Gaan lees dan daarna 'n paar keer wat jy geskryf het. Jy gaan nogal verstom staan hoe die Here met jou praat. Bybelstudie vra tyd. Dit vra absolute oorgee aan die Here. Dan gaan jy sy stem so waarlik baie mooi hoor. Wanneer jy die woord van die Here lees, moet jy ook daarna luister. Wat vir my werk persoonlik, as ek God se woord lees, lees ek dit hardop. In my lees hoor ek wat daar staan. Probeer dit 'n bietjie. Jy sien, die Here praat op baie maniere met mense, maar ons moet soms gaan toets of dit regtig sy stem is wat ons gehoor het. Hoe weet ek dit is God se stem? Toets dit aan die woord. God sal nooit iets sê wat in stryd is met sy woord nie. As dit jou lei in 'n dieper verhouding met hom, na meer liefde vir hom en verander, dan is dit sy stem wat jy hoor. As dit jou hart sagter maak, verander en nie net oor jou eie belange en welstand gaan nie, is dit sy stem wat jy hoor. Onthou die volgende. Eerstens, soms moet ons wag. Wees geduldig om God se stem te hoor. Tweedens, mense kan die beste hoor as jy doodstil bly. Wag dikwels in stilte op die Here. Derdens, wees bereid om God se antwoord op 'n versoek te aanvaar. Soms sê hy nee. Vierdens, gaan doen wat hy sê jy moet doen. En vyftens, om met die oppermagtige God in gesprek te wees, is 'n heilige oomblik. Ja, amen. Kom ons gaan kyk na 'n paar voorbeelde uit die woord van die Here, hoe God se mense, sy kinders, sy stem gehoor het. Genesis 3 vers 9. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? En die mens, dit is Adam, het geantwoord, ek het u hoor wandel in die tuin, en ek het bang geword, want ek is skaal. Toe het ek weggekruip. Die Here vra toe, hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? Het jy nie van die boom geëet waarvan ek jou verbied het om te eet nie? Die Here sal soms waarsku en op jou die regte pad terugbring, wanneer jy sy stem hoor. Genesis 12. Die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. En kyk nou, wat het Abraham gedoen? Vers 4 van Genesis 12. Abraham het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here. En dit is die belangrikste van die hoor van God se stem. Ek en jy moet gehoorsaam wees op daardie oomblik wanneer die Here met ons praat. Waar ons gehoorsaam is aan God se roepstem, is daar altyd 'n beloning. Dit het met Josef gebeur. Genesis 39 vers 2. Die Here was by Josef en dit het baie goed gegaan met hom. Hy het in die huis
van sy eienaar, die Egiptenaar, gebly. Selfs wanneer ons in moeilike omstandighede verkeer, luister aandagtig en soek die stem van die Here. Ons voorbeeld hier is Moses in die tronk, Genesis 39 vers 20 en 21. Terwyl Josef daar in die tronk was die Here by hom, en hy het Josef sy troue liefde laat ondervind, sodat die tronkbewaarder hom goedgesind geword het. In daardie momente van swaar kry, van waar dit moeilik gaan, wees verseker, die Here is by jou. Soek sy stem, luister mooi, hy praat met jou. Wanneer die Here met jou praat, dan openbaar hy homself aan jou. Seker, die bekendste voorbeeld uit die woord van die Here is die van die jongseun Samuel, 1 Samuel 3. Ons lees daarvan vers 4 af. En toe roep die Here na Samuel. Samuel het geantwoord, ek kom. Hy het na Eli toe gehardloop en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Maar Eli sê, ek het nie geroep nie, gaan lê. Maar weer, en Samuel het gaan lê. Die Here het weer na Samuel geroep en hy het opgestaan, na Eli toe gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Toe sê Eli, my seun, ek het nie geroep nie, gaan lê maar weer. Maar Samuel het nog nie die Here geken nie, want die woord van die Here was nog nie voorheen aan hom geopenbaar nie. Die Here het Samuel toe 'n derde keer geroep en hy het opgestaan en na Eli toe gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Toe besef Eli dat die Here die seun geroep het. En Eli sê vir Samuel, gaan lê, en as iemand jou weer roep, sê jy, praat Here, die dienaar luister. Samuel het toe gegaan en op sy slaapplek gaan lê. Die Here het gekom en gaan staan en soos die vorige keer geroep, Samuel, Samuel. En Samuel sê, praat Here, die dienaar luister. En wat was die uitkomste van Samuel se gehoorsaamheid aan die Here se roepstem? 1 Samuel 3 vanaf vers 19. Samuel het groot geword. Die Here was by hom en het nie een van Samuel se woorde onvervul gelaat nie. Die hele Israel van noord tot suid het gemerk dat Samuel betroubaar was as profeet van die Here. Die Here het toe weer in Silo verskyn, want hy het hom in Silo aan Samuel geopenbaar deur die woord van die Here. Wat leer ek en jy hier uit die storie van Samuel? Net dit, luister en hoor. Bid oor die woord wat jy hoor, en dan praat jy, want dit is die Here se wil. 'n ander voorbeeld, 1 Kronieke 4 vers 10. Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde, stort u seën oor my uit, vergroot my grondgebied, neem my onder u beskerming en weerhou onheil van my, sodat geen smart my tref nie. God het laat gebeur wat hy gevra het. In jou gebed, waar jy met die Here praat oor sy woord, die Here sal nie jou gebede onbeantwoord laat nie. God het laat gebeur wat Jabes gevra het. Vra na die wil van die Here, hoor sy stem, en kyk wat gebeur. Nog 'n voorbeeld uit Jesaja 6 vers 8. Toe het ek die Here oorvra, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? Ek het geantwoord, hier is ek, stuur my. Die Here roep jou en hy roep jou op jou naam. Antwoord die Here, hier is ek Here, stuur my. By Jeremia vind ons dieselfde storie, Jeremia 1 vanaf vers 4. Die woord van die Here het tot my gekom. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. Hoor wat sê Jeremia, ag Here my God, het ek geantwoord, ek kan nie goed praat nie, ek is nog te jonk.
hoor die Here. Toe sê die Here vir my, jy moenie sê ek is te jonk nie, jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur, en alles wat ek jou beveel om te sê, moet jy sê, moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou, ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Luister na die stem van die Here, wees gehoorsaam, gaan doen, en jy word beloon. Dit is geskrywe. Kom ons gaan bietjie na die Nuwe Testament toe en ons hoor die stem van die Here. Matteus 3 vers 16. Jesus is toe gedoop en het dadelik daarna uit die water gekom. Met eens het die hemel bokant hom oopgegaan en hy het die Gees van God soos 'n duif sien neerdal en op hom kom. Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Hoor gou hoe roep Jesus jou vandag, Matteus 4, die roeping van die eerste disippels vanaf vers 18. Eendag toe Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy twee broers, Simon wat ook Petrus genoem word en sy broer Andreas. Hulle was besig om 'n werpnet in die see uit te gooi, want hulle was vissers van beroep. Luister, vers 19. Jesus sê toe vir hulle, kom hier, kom saam met my, en ek sal julle vissers van mense maak. Die Here roep sy disippels op om hom te volg. En hoe reageer hulle daarop? Vers 20 van Matteus 4, hulle het dadelik die nette gelos en hom gevolg. Een van die bekendste voorbeelde van waar iemand die Here se stem hoor, is die van Saulus wat later Paulus geword het, op sy pad na Damaskus. Ons lees Handelinge 9 vanaf vers 3. Toe hy, dit is Saulus, op reis naby Damaskus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel op hom gestraal. Hoor gou hier, die stem van die Here sal ook skielik na jou toe kom en aan jou geopenbaar word. Paulus het op die grond neergeval, 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Here? Vra hy toe. Ek is Jesus, antwoord hy. Dit is vir my wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad toe. Daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. En dit is presies hoe die Here ook vir my geroep het. Deur 'n droom wat die Here vir my kom sê het, staan op en gaan na die stad toe. En daar sal aan jou vertel word wat jy moet doen. Ek het opgestaan, ek het geweet na watter stad toe ek moes gaan, en dit was Kaapstad gewees. En ek en my gesin het gegaan, en ons het 'n boodskap van die Here gaan soek. En op die tweede dag van ons reis, het ons daardie boodskap gekry, waar die Here aan my openbaar. Ek gaan nie alles aan jou te gelyk openbaar nie, want dan gaan jy weghardloop. Maar ek gaan dit doen bietjie vir bietjie, tree vir tree, stap vir stap. Ons het in ons motor geklim, nie lekker verstaan wat aangaan nie. Ons het teruggereis na die Noord-Kaap, 2000 kilometer, met net daardie boodskap van die Here. Sy stem het ek gehoor, hy het geopenbaar, en vandag is ek gehoorsaam aan sy openbaring. Nog steeds kom die Here en hy roep my, François, en wanneer hy my so roep, dan staan ek op en ek gaan studeerkamer toe en ek gaan luister na wat die Here vir my wil sê. En die Here doen dit soos wat hy dit aan my openbaar het, stap vir stap, bietjie vir bietjie, tree vir tree. O, hoor die stem van die Here wanneer hy na jou roep. En reageer daarop. O, jy sal nooit onbeskaamd staan nie. Tot hiertoe vir vandag. Ons gaan volgende week verder met hierdie tema. Mag jy die Here se stem hoor, mag jy reageer daarop, en mag jy doen wat die Here van jou vra, en weet verseker, daar is 'n beloning. Ja, amen. Tot volgende keer.